Goeiemôre, dankie dat jy vanoggend weer saam met ons inskakel. Dit is so goed om vanoggend weer saam met jou in God se woord te reis. Ons teksgedeelte vir vanoggend is Johannes 14 vers 27 wat sê: Ek laat vir julle vrede na. My vrede deel ek met julle. Ek gee nie soos die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld of beangs word nie. Een van die grootste behoeftes in 'n mens se lewe, as ons vandag baie eerlik met onsself moet wees, is vrede. Nie net stilte nie, nie net 'n afwesigheid van probleme nie, nie net 'n goeie dag of ligter week nie. Regte vrede. Dit is die soort vrede wat jou hart dra wanneer jou omstandighede dit nie doen nie. Die soort vrede wat jou nie net vir 'n oomblik laat asemhaal nie, maar jou diep binne anker. En Jesus praat in Johannes 14 met sy disippels oor hierdie vrede nog voordat die kruis gekom het. Hy weet wat op pad is, hy weet hulle gaan geskok wees, hy weet hulle gaan verward wees, hy weet hulle gaan bang word, en juist daarin beloof hy nie vir hulle gemak nie, hy beloof vir hulle sy vrede. En toevallig, gister het ons gesels oor Johannes 20, vers 19, en later in vers 19 verskyn Jesus weer aan sy disippels en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Dit is belangrik om te sien dat Jesus sê, my vrede gee ek vir julle. Dit is nie 'n blote gevoel van kalmte nie, dit is nie net beter omstandighede nie, dit is sy vrede. Met ander woorde, dit is die vrede wat in homself gewortel is, in wie hy is, in sy heerskappy, in sy getrouheid, in sy oorwinning, in sy verhouding met die Vader. En dis hoekom die wêreld dit nie kan gee nie. Die wêreld kan nie vir ons vrede gee nie, want die wêreld se vrede hang af van wat rondom jou gebeur. Jesus se vrede hang af van wie hy is. En ons probeer dikwels vrede op die verkeerde plekke soek. Ons dink ons sal vrede hê as ons net meer sekerheid kry. As die druk net bietjie minder word. As mense net reg teenoor ons wil optree en reageer. As daardie situasie net opgelos kan word. Maar die probleem is, wanneer jou vrede aan omstandighede gekoppel is, word jou hart konstant heen en weer geskuif. Dan leef jy op en af, soms met elke verandering. Maar Jesus bied iets dieper, en ek wil hê jy moet hier hoor vandag. Hy bied nie net 'n tydelike verligting nie. Hy bied homself. Hy het homself van 'n kruis gegee vir jou en my. En dit beteken, nie gelowiges, ek en jy, mag nie ontsteld of bang voel nie. Jesus se eie woorde wys, dat hy weet, daardie stryd is werklik. Maar hy sê, sy vrede kom juis binne-in daardie werklikheid. Sy vrede is nie ontkenning nie, maar dit is sy teenwoordigheid. Dit is die wete dat jy nie alleen staan nie. Dit is die wete dat Christus regeer selfs wanneer jy nie alles verstaan nie. Dit is die wete dat sy hand vasbly oor jou lewe, oor jou gedagtes, selfs wanneer jou hart hier binnekant bewe. En miskien is dit vandag die uitnodiging vir jou, om op te hou jaag na 'n wêreldse soort vrede, en weer te ontvang wat net Jesus kan gee. Nie 'n vrede wat miskien sê alles gaan maklik wees nie, maar 'n vrede wat sê Jesus is hier. Jesus regeer hier en Jesus sal my dra. En ek wil jou vandag vra, familie, dink hieroor. Waar soek jy gewoonlik vrede eerste? Is dit in beheer? Is dit in antwoorde? Is dit in mense? Of is dit in Jesus self? Antwoord daai vir jouself vandag. Kom ons bid saam. Here, dankie vanoggend net vir u teenwoordigheid. U teenwoordigheid wat so tasbaar is. U Gees wat vanoggend in ons elkeen woon. En Here, dankie dat u vandag vir ons vrede wil gee. Here, u wil nie hê ons moet een oomblik kyk na die wêreld en dink dit is waar ons vrede gaan vind nie, Here, want daar is 'n vrede wat net u vir ons kan gee. En ek bid vandag dat soos wat ons in hierdie week reis, Here, dat u weer daar sal kom intree. In daai plekke waar ons miskien vrede op die verkeerdste plekke gaan soek het, mag u ons daar kom ontmoet. Ons kom herstel en ons weer heel maak. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Deel vandag hierdie boodskap met iemand wat dit moet hoor. En dankie dat jy saam met ons reis. Ek sien jou weer môre. Lekker dag.